seuns en dogters. Kom ons kyk na voorbeeld 8.3. Hierso noem hulle vir ons dat daar 44 seuns en dogters in Mary se klas is. Dan sê hulle die verhouding van die aantal seuns tot die aantal meisies is 5 tot 6. Wat hulle dus vir ons sê is die verhouding seuns tot meisies is die verhouding 5 tot 6. Dit beteken ons maar net dat as daar 5 seuns is daar 6 dogters. Of vir elke 5 seuns is daar 6 dogters in die klas. Nou hierdie totaaltjie is gelykstaande aan 11. So wat dit beteken is dat 5/11 van die klas, in 'n verhouding uitgedruk, is seuns. En 6/11 van die klas is meisies. Nou hulle vraag is, hoeveel seuns is daar in Mary se klas? So ons moet hierdie ouetjie gaan uitwerk. Hoeveel seuns? Nou, hier het ons gesê, die seuns maak die verhouding 5 tot 11 uit van die totale klas. So ons som gaan so lyk. Al wat ons hoef te doen is om uit te werk 5/11 van die totaal van die klas van 44. En dit gee vir ons, nou goed, 11 gaan homself 1 keer en hy gaan daarin 4 keer en 4 maal 5 gee vir ons 20 seuns. 20 seuns in die klas.